Welkom terug hier in Paul se kombuis. Lekker om saam te kuier. Welkom. Yes, ons gesels oor die gawes van die Heilige Gees en is so lekker om bietjie verder te kyk na dit en uit te brei oor hierdie gawes, wat ek dink 'n belangrike onderwerp is om oor te gesels, wat ons nie baie keer oor gesels nie. Ons gaan sonnaandoggende gesels oor die Heilige Gees. Ek dink Paulus skryf ons twee groot dele. Romeine 12, 1 Korintiërs 12. Romeine 12 sonnaandoggende wat ons gesels oor die werking van die Heilige Gees deur elke gelowige se lewe, sodat ek en jy mekaar kan opbou en stig. Dit is ook by inpas, dis wat ons glo, bewonder God, bou mekaar. Ons kan nie mekaar bou sonder die werking van die Heilige Gees nie. En dan hierso meer spesifiek op 'n Sondagmiddag in ons podcast die 1 Korintiërs 12 wat gaan oor die 9 gawes van die Heilige Gees, wat dit gaan oor hoe die Heilige Gees deur ons werk. En dis baie keer wat ons nodig het in daai oomblik wat jy saam met iemand bid, saam met iemand sit, iemand gaan deur iets moeiliks. En jy vertrou regtig die Here in daai oomblik om inspraak te gee in iemand se lewe, om saam met iemand te bid en hulle soek 'n uitweg. En ons vertrou regtig dat die Here ons so sal aktiveer ook. So 1 Korintiërs 12 wil ek vir ons lees vers 7 tot 11 sê, aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan ander gawe van genesing deur een Gees, aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale en nog aan 'n ander die uitleg van die tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. So 9 spesifieke gawes. Kom ek lys dit net vir ons vinnig weer. 'n Woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gawe van genesing, wonderwerke, profesie, onderskeiding van geeste, allerlei tale en die uitleg daarvan. In die volgende paar weke gaan ons spesifiek oor elkeen van hierdie gesels. Maar vandag eers, Paul, gee vir ons net so oorhoofs. Wat is, voordat ons gaan in elkeen van hierdie gawes in, wat is oorhoofs belangrik om te verstaan van die gawes van die Heilige Gees? Roan, ek dink as ons praat van gawes, is dit nie 'n woord wat ons elke dag gebruik nie. So ek dink die eerste belangrike feit is dat dis geskenke van die Heilige Gees. En dit is nie iets wat jy verdien het nie. Die Here het dit deur sy genade vir jou gegee en deur sy soewereine wil. So hy het 'n spesifieke taak of 'n funksie wat hy wil hê jy moet verrig. En hy gee vir jou hierdie geskenk om daai funksie te verrig. Ek dink dis die eerste groot geskenk. Ek dink die tweede ene is dis vir elke een. Paulus, as hy praat in hierdie verskillende gedeeltes, veral in 1 Korintiërs 12 sê hy aan die begin dis vir elkeen en aan die einde sê hy dit is vir elkeen. So dis nie vir 'n elite groepering nie, dis nie vir 'n spesifieke Christelike denominasie nie, dis nie vir predikers soos ons nie, jy weet, net ons kry gawes nie, dis werklik vir elke gelowige om deel te neem in die werking van die Heilige Gees. Ek dink die derde belangrike feit is dis 'n manifestasie. Nou ons praat nie altyd van jy daai manifestasie gesien nie, maar wat ons moet besef is die Heilige Gees is 'n gees, hy's nie sigbaar nie, maar die gawes wat deur jou werk is sigbaar. Dit kan jy sien, jy kan dit hoor, jy kan dit ervaar, jy kan dit beleef wanneer daar 'n gawe, 'n geskenk deur mense plaasvind, dan sien jy die effek van daai gawe. En ek dink dan die laaste belangrike feit is dit is altyd bonatuurlik. Dis 'n bo-menslike vermoë. Dis nie iets wat 'n mens kan doen nie, dis iets wat die Here deur 'n mens doen. So ek kan byvoorbeeld nie vir opleiding gaan nie. Ek kan nie vir 'n persoonlikheidstoets gaan of een of ander toets en nou sê ek, okay, jy weet, nou het ek dit ontdek, nou kan ek dit begin doen of so nie. Dit gaan meer oor ek en jy wat al hoe meer oorgee aan God se bonatuurlike krag en ons sien hoe hierdie gawes deur ons begin werk. So miskien as ek dit net vinnig kan herhaal, ek dink dis 'n geskenk, dis vir ons elkeen, dis 'n manifestasie wat jy sigbaar kan sien gebeur en dis 'n bonatuurlike eienskap wat die Here vir ons gee. Nou wat vir my altyd wonderlik is hierdie 9 gawes van 1 Korintiërs 12, hoe dit in verskillende kategorieë verdeel kan word. En Benny, vat ons daardeur. Ja, Paul, ek dink vir 'n praktiese benadering is dit om dit in te deel in 3 groepe. Hierdie 9 gawes wat ons het. So die eerste een is die openbaringsgawes.
Openbaringsgawes het die woord van wysheid, die woord van kennis en die onderskeiding van geeste in. En dit is waar God op 'n bonatuurlike manier vir ons begrip of verstaan van 'n sekere situasie of gebeurtenis kom gee. Dis goed. Dan die tweede een is die kraggawes. Nou kraggawes het ons is geloof, daar is genesing en dan wonderwerke. En ja, wonderwerke. En dit is waar ons God se krag werklik kan sien werk in ons lewens. En dan die laaste een wat ons het is die spreekgawes of spraakgawes. En dit is die gawe om in tale te kan praat, die uitleg van tale en dan ook profesie. En hier weer kom gee God vir ons menslike stemme om sy evangelie en sy boodskap aan die mense te kom uitdra. Ja, so dit is die 3. Yes, dit help ons om net 'n lekker grip te kry op die 3 kategorieë. Dit voel so 9, waar moet ek begin, waar moet ek los? So dankie daarvoor. 4 hoofdoele, dis waarmee ons wil afsluit vandag. Voordat ons gaan in elke een volgende week begin ons met die eerstes, maar 4 hoofdoele. Hoekom wil die Here vir ons sy Heilige Gees gee? Ek dink in die eerste plek sy soewereine wil. Dis hoekom die Here vir ons daai gawes van die Heilige Gees gee is, want 'n mens is mos nou maar 'n snaakse ding en jy weet as ons 'n kerk moet bou op 'n mens, dan drift hy en hy skuif en hy's naderhand nie meer in lyn met dit wat God se soewereine plan is nie. Soewerein beteken dit wat God in elk geval gaan doen, jy sê dit altyd so mooi, wat God in elk geval gaan doen, ten spyte van wat die mens doen. Ten spyte van wat geskiedenis of 'n volk of jy weet 'n hele nasie doen, God het 'n soewereine plan en die gawes is daar om ons te help as gelowiges om op daai soewereine plan te hou. Ek dink 'n ander doel is dat dit lig ons bo ons menslike vermoëns, nê. So ons het al iets daarvan gesê, maar as jy na die boek Handelinge gaan kyk, die 28 hoofstukke, daai 28 hoofstukke val eintlik plat as die Heilige Gees se vermoë nie in daai Bybelse stories vervat is nie. Dis werklik waar Handelinge kom tot sy volle reg. Hy word lewendig gemaak deur die inspraak van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. Ja, en ek dink ook nog een wat ons kan kry is dit bevestig die getuienis van Jesus Christus. En Paulus vertel vir ons daarvan in 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 8. En ek gaan dit lees. Ek dank my God derentyd oor julle en vir die genade van God wat aan julle gegee is in Christus Jesus. Want deur hom is julle in alle opsigte verryk in elke woord en in alle kennis, net soos die getuienis oor Christus stewig onder julle gevestig, sodat julle terwyl julle wag op die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus nie in enige genadegawe tekortskiet nie. Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van ons Here Jesus Christus. So hier sien ons net dat die gawes is gevestig in ons deur Jesus en dat dit tot in alle ewigheid duur. Dit is nie iets wat opgehou het nie, dit hou aan en ons sal dit aanhoudend kry, ja. Ja, so eerste plek, die doel daarvan is God se soewereine plan, bonatuurlik. Jy het genoem is Jesus is die middelpunt, dit bevestig vir ons dat Jesus die middelpunt van God se soewereine plan is, en dan in die laaste plek, die gawes stel elke gelowige, jy het nou gesê, begin en eindig met vir elkeen, elke gelowige. 1 Korintiërs 14 sê ook, wat volg hier uit broers? Wanneer julle saamkom met elkeen 'n psalm, 'n lering, openbaring, 'n taal of 'n uitleg, laat alles steeds tot opbou geskied. So ek en jy ontvang hierdie gawes, geskenke van die Here, waar die Heilige Gees deur ons werk, sodat ons mekaar kan bou. So daar's nie meer 'n ding van ons kom by mekaar en ons is passief en luister net vir een nie, ons is aktief betrokke. En die Here roep ons om te belê en te bou in mekaar se lewens. So dis vir my mooi. My laaste gedagte, en dan gaan ek jou vra Paul om vir ons af te sluit. Die Heilige Gees hoef nie 'n vreemde verskynsel te wees vir ons nie. Dis God se plan vir 'n lewendige en 'n kragtige kerk, die liggaam van Christus. Ja, kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons 'n persoon gegee het, naamlik die Heilige Gees, die derde persoon van die Godheid, van die drie-eenheid, en ons sê vir U dankie, Here, dat ons hom kan ontvang in geloof. Vandag, Here, kom vul ons met die Heilige Gees, Here,
Ons wil sien hoe U deur ons werk en hoe hierdie manifestasies, hierdie werkinge tot vervulling kom, Here, in moeilike situasies, in omstandighede waar ons menslike krag ons net so ver dra. Kom vul ons met U Gees. Ons is oop daarvoor en ons is ontvanklik daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Dankie Paul, hier volg 'n paar besprekingsvrae, bespreek dit gerus. Totsiens.